Goeiedag vriende, my naam is Daniel Solomons, kanaal se naam is Speak Life with Daniel Solomons en vandag check ek in met die tema, dit was amper. Ek is die afgelope tyd so bewus van hoe jong mense en mense in die algemeen se lewens net so weggeruk word. Ons is die afgelope paar weke deur so baie motorongelukke, selfs families wat uitgewis word deur 'n pa, wat dit verloor en so meer. Jong mense wat sterf in ongelukke, families wat sterf in ongelukke, 'n pa en 'n seun. En ek raak so bewus van waardeur ek en my vrou en my kinders so 'n jaar terug deurgegaan het. Man, ik ben een ongeluk. Ja, alsjeblieft. Hoi man, ik zit hier niet terug. Ik voel eruit. Maar ja, gedachte. Let's go. 13 Oktober 2021, lê ek rustig in my bed. Vroeg die oggend is my afdag, en my telefoon lui en my baba seun, naam van Fred. Hy bel my om te sê, Dad, help my. Ek het onder 'n vragmotor ingery. Eers dink ek hy maak 'n grap, want hy is altyd vol stories. Toe besef ek hy is ernstig. En vriende, skielik bars daar 'n warboel van emosies los, en ek en my vrou moet in die raas, ek nou optel by die werk en ons jaag na die ongelukstoneel toe. En jy verwag die ergste. En jy sê vir die Here, nee man, ons dan nou net saam gebid en hom op die pad gesit. En die rede kom ek hierdie video spesifiek doen is om hulde te bring en dankbaarheid teenoor God te betoon vir 'n gespaarde lewe. Ons kom op die toneel en sy voertuig, sy kar is letterlik onder die vragmotor in. Ons moes letterlik onder die vragmotor in klim om hom te gaan groet en te sê ons is op die toneel. En weet jy, soos ek nou met u praat, kan ek my nie eers indink waardeur families moet gaan as hulle die tyding kry dat 'n familielid het in 'n ongeluk gesterf nie, of was betrokke in 'n ongeluk, en as jy op die toneel kom, moet jy die slegte nuus kry dat die persoon gesterf het. As ek vir u sê in hierdie oomblik dat dit was amper, dan was dit amper, as dit nie was vir die hand van die Here nie. En daarom kan ons nie stil bly nie, daarom kan ons nie net swyg as ons die hand van die Here en die reddende hand en die bewarende hand van die Here ervaar het nie. Ek het van die toneel af weggery en ek die Here net dankie gesê dat hy my kind sy lewe gespaar het. En weet jy, 'n jaar later besef ek, dit was net genade. So baie ander ouers, so baie ander familie kan nie van die toneel af wegstap en wegry en sê, Here, dankie. Weet jy, die voertuig, soos jy sal sien in die foto, het letterlik onder die kar het letterlik onder die vragmotor ingery. Maar die gedeelte waar hy gesit het, was nog steeds intact. Niks het gebreek nie die stuurwiel nie, absoluut niks. Die passasierskant was die bakwerk van die vragmotor teen die sitplek gedruk. As daar iemand sou gesit het, sou daai persoon dood gewees het. Fred was vir so 2 minute, dink ek, was hy bietjie uit gewees. En toe hy sy bewussyn kry, toe bel hy, en hy bel sy vriende, en hy bel vir my. En weet ek, ry daar weg en ek besef, my kind was dalk dood, want sy kop het letterlik gekap in die bakwerk van die vragmotor. Maar die Here het sy lewe gespaar, hy het ook sy liggaam gespaar. Hy was seer vir 'n paar dae, 'n paar weke, maar hy het niks gebreek nie. Hy kon dieselfde dag uit die hospitaal vrygelaat word. Ek raak bewus dat die vyand in hierdie tyd besig is om ons kinders te beroof. Hy beroof families, hy beroof jong mense. En weet jy, of dit nou dwelms is, of dit ontvoerings is, of dit karreongelukke is, die meisie wat ergens in die Kaap omgery word en op 'n dak, huis van 'n dakland. Dit is asof jy vra, hoe gebeur hierdie goed? En weet jy, ek is nie vandag hier om vir jou antwoorde te gee nie, want ek staan nou nog verbaas oor wat gebeur het.
Jy doen alles reg dalk en dinge loop net verskriklik verkeerd. En daarom moet ons jaloers wak. Ons moet altyd bidden bly vir ons kinders. Die meeste mense daai dag gesê, dit was nie die Here. En ek glo op daardie dag, 13 Oktober 2021, was die naam van die Here nog nooit so baie genoem op Stellenbosch en omliggende areas. Van my kollegas, die dokter wat hom behandel het in die hospitaal, het self by die toneel verbygery en vir haarself gesê, daar is 'n manier dat iemand uit hierdie voertuig lewend kan kom nie. En daar kom hy by die hospitaal aan en sy moet hom behandel en sy kan nie glo dat dit dieselfde persoon is nie. Wanneer ek net so by die tafel sit in my kombuis en net as 'n pa 'n hart van dankbaarheid het, dan gaan my hart uit na hulle wat in hierdie oomblik gebroken is, wat die woorde het om hulle verlies te beskryf het. En daarom laat my ook toe om aan sulkes te sê wat 'n kind, wat 'n geliefde verloor het. Ek is so jammer. Ek het nie idee hoe dit voel nie. Maar ek het geweet hoe dit voel toe ek op die toneel kom. Dit kon so anders gewees het. Dit was amper. En soos die lied sê, dit was net sy hand. Mag u wat deur 'n baie moeilike tyd gaan, wat in hierdie tye geliefde verloor het, en ek praat nie net van dood, ek praat van ongelukke. Dit is asof jy goed te veel raak. Dit is asof op almal se state staan weer rest in peace, rest in peace. En dit is nie net enkelinge nie, maar dit is families wat uitgewis word. En dit laat ander familielede of kinders alleen agter. En 'n mens kan dan vra, Here, wat is die doel van al hierdie hartseer? Ek wil glo dat God is groot genoeg om self te antwoord. En ek hoop dat hy mettertyd vir ons verheldering sal bring, duidelikheid sal gee. Maar dat sy genade ook vir ons genoeg sal wees. Op 13 Oktober hierdie jaar wil ek my seun Fred sy lewe celebrate. As ek soms na hom kyk, dan besef ek dit kon anders gewees het. Dit was amper. En daarom het hy 'n getuienis. Daarom bid ek dat die Here hom kragtadig sal gebruik. Dat die Here al twee seuns van my kragtadig sal gebruik. Vir uitgespaarde lewens. En daarom vandag eer ons die Here vir wat hy gedoen het in Fred se lewe. Maar ook in die lewe van ander. En daarom hou moed, skep moed. En mag die Here vir jou, jou familie, deur die tyd dra, as jy antwoorde soek, as jy soek om vrae het, as jy trane nie wil ophou nie, en weet dat God is nog steeds in beheer. Mag dit met jou goed gaan. Jesus liefde en Jesus vrede, en daarmee check ek uit, is ja.